genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Soveel plekke in die Bybel word God se wil, sy wet, en wat hy wil vir ons lewens saamgevat met liefde. En ons lees weer eens daarvan in Romeine 13, vanaf vers 8 tot vers 10. Paulus sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Dis wat die Here van ons vra. Eers is natuurlik ook, Jesus vat dit ook saam, nee? Die eerste tafel van die wet is liefde vir God. Hom bo alles lief te hê, om sy liefde te ontvang. En ons kan ook nie lief hê as ons nie eers liefde ontvang van God die Vader deur Christus nie. En as jy hy liefde ontvang, dan moet ons dit ook uitdeel aan mekaar. En kyk maar na sonde. Wat is sonde? Dit is dade sonder liefde. Nee, jy maak ander mense seer. Dit is 'n kenmerk van sonde, dit is liefdelose dade. En mag ons ook dan God se agente van liefde wees, mag ons die wêreld ingaan en God se liefde toon aan 'n wêreld wat verlore gaan. Skriflesing is Eksodus 32, ons lees vers 1 tot 14. Eksodus 32, vers 1 tot 14. Ja, en ons fokusvers is vers 14. Eksodus 32, ek lees uit die 83 vertaling. Eksodus 32 vanaf vers 1. Toe die volk, voor ek dit lees, laas Sondag het ons gekyk hoe Abraham ingetree het, intersessie gedoen het vir Sodom en Gomorra, dat God hom uitgenooi het, dit eintlik by God, die inisiatief kom van God se kant af, en sê, praat met my oor wat gaan gebeur en so. En hoe Abraham toe ook daai geleentheid aangegryp het, en ook ingetree het vir Sodom en Gomorra. Nou kyk ons weer na hier by die goue kalf, hoe Moses weer intree, vir die volk by God. Vanaf vers 1 lees ek, toe die volk sien dat Moses stalm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar 'n fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses, klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreesliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê, Here, waarom is U toornig op die volk vir wie U deur groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê, hy het Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees U volk genadig, moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat U met 'n eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe U vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel.
Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Ja, dis die fokusvers ook, dat die Here afgesien het, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Ja, 'n jong man, as hy 'n meisie ontmoet, en hy is baie verlief op haar, en hy kry op die einde 'n foto van haar, gaan hy tog nie vir haar sê, wie wat nou het ek 'n foto van jou het, nee, nou kan ons minder tyd spandeer, ek kan heeltyd na jou foto kyk. Nee, dit sal my nou baie gelukkig hou. Ek het nou hierdie foto, so gaan jy jou pad, en ek gaan my pad, en ek kan heeltyd na jou kyk op hierdie foto. Dit werk tog nie so nie. Daai fisiese kontak en omgaan met mekaar, kan nie vervang word deur 'n dooie foto nie. Al het hy 10 foto's, sal dit nie dit kan vervang om direk met haar kontak te hê, met haar te gesels, tyd te spandeer nie. Ons weet dit werk tog so. En nou eintlik wat ons nou hier sien is dat Israel verkies eintlik om nie direkte kontak, omgang met God te hê nie, hulle wil eerder 'n afbeelding van hom hê, 'n beeld, 'n dooie foto. Dis wat hulle verkies. Hulle wil nie direk met God self werk nie. En dis wat nou hier gebeur. En dan sien ons hierso, ons moet nou besef, hulle het nie probeer om 'n ander God te aanbid nie. Hulle het God, wat hulle uit Egipte gelei, probeer aanbid, nog steeds te aanbid, maar hulle wou 'n beeld van hom hê. Hulle wou 'n beeld hê, sodat hulle na hom kan kyk, na die beeld kyk en sê, die Here is by ons. Hulle wou God fisies tasbaar maak, 'n foto van hom neem, om daarna te kyk en sê, maar die Here is by ons. Want hier staan in vers 4 en 5, toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Nou hierdie Here wat die Hebreëse naam Here hier is Jahwe in die Hebreëus. En dis God se eie naam, sy verbondsnaam. So hulle wil nog steeds dieselfde God aanbid, maar hulle wil hom aanbid om na 'n beeld te kyk. 'n Dooie beeld, 'n foto van God. Verkies hulle bo direkte toegang, omgang met die Here. Die Here Jahwe, sy verbondsnaam word hier gebruik. En so ruil hulle, en hulle maak van God hierdie beeld, hierdie afbeelding. Kyk na die beeld, God is saam met ons. Kyk, hy is hier saam met ons, hier is die beeld. Hulle ruil dit vir 'n foto. En vandag doen ons baie keer nog dieselfde ook. Ons bou nou nie 'n beeld nie, maar ons het baie keer 'n verkeerde beeld van God, wat in jou gedagtes opbou. En as jy verkeerde siening beeld van God het, gaan jy ook nie omgang met hom beleef nie. Dat hy met jou praat en jy met hom praat, jy gaan verkeerde dinge verwag. Jy bou 'n afgod baie keer, as Nuwe Testamentiese volk, bou ons baie keer 'n afgod van God, 'n verkeerde beeld, soos hierdie bulkalf, in jou gedagtes. En daai verhouding, persoonlike verhouding van die Here met hom ervaar jy nie. As jou idee oor God verkeerd is, dan sit jy met 'n afbeelding van God en mis jy persoonlike omgang met God. So, wat gebeur baie keer, wat sê ons mense baie keer? Selfs kerkmense ook, sê, as dit jou tyd is, dit jou tyd, kan niks daaraan doen nie. As jou streepie getrek is, jou streepie getrek. Wat moet gebeur, sal gebeur. Dis wat ons baie keer hoe ons kyk na die dinge, My streepie is getrek, dis nou maar net hoe dit is. Wat moet gebeur, sal gebeur. Ons moet eintlik maar net in alle omstandighede wag op God en berus by God. Dis ons baie keer dink. Enigiets kan my tref, môre, oormôre, is my streepie getrek verby. Ek moet maar net berus en wag op God. Maar weet wat, as dit jou siening is, dan maak jy net van God 'n noodlot. Jy is nog dieselfde as die noodlot.
En jy sal nie blydskap ervaar in jou lewe nie. Jy sal nie hoop hê eintlik nie. Nee, want enigiets kan gebeur. Noodlot. Baie keer vra jy vir mense hoe gaan dit? Sê hulle baie goed, maar touch wood. Nee, wat is dit? Nee, touch wood. Wat 'n afgoderry is dit? So praat baie keer kerkmense. Gaan goed, maar touch wood. Nee, wat gebeur, gaan gebeur. En jy kan baie keer in moeilike omstandighede wag op die Here en berus in jou omstandighede, maar wat gaan in jou hart dan? Dis met 'n gebalde vuis, jy sien ek baie kwaad. Maar jy onderdruk dit. Want jy is uitgelewer aan hierdie noodlot God. Wat net bepaal oor jou wat gaan gebeur. En jy het geen rol wat jy kan nie verander nie. Dis hoe ons baie keer 'n afgod maak van God. Verkeerde beeld van God. Noodlot. Hoekom bid 'n mens dan? Nee, ons weet mos God se plan, nee, is daar, wat help dit jy bid? Nee, God het ons nou klaar bepaal. En as jy daai siening van God het van 'n noodlot en as jou streepie getrek is en wat moet gebeur, dan dink jy ek moet maar net bid want God vra dit van my. Nee, dis maar net om dit te doen. En dit is miskien nou ook maar net om die hemel te beerwe want ek het dit nou gedoen. Maar my gebed beteken eintlik niks. As my streepie getrek sy trek, wat gebeur moet gebeur. Noodlot. Ja, daar's geen persoonlike verhouding met die Here daar nie. Ons is uitgelewer aan hierdie noodlot God, wat my bo oor my bepaal, koud en klinies, wat gaan gebeur. Maar, dan lees ons hier van iets anderster, 'n ander deel van God, wat hier staan in vers 14. Sê, toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Ken jy God wat ook berou kan hê? 'n liefdevolle Vader, wat ook berou kan hê. Ken jy God so? Wat ook berou gehad het. En daar hierdie Hebreëse woord vir berou word op 38 ander plekke ook in die Bybel aangetref waar God berou gehad het. Ken ons God wat ook berou kan hê as 'n liefdevolle Vader? Ken jy hom so? Nee. Dis nie net hier nie, so op ander plekke ook. En dan moet ons verstaan dat as jy God wil ken, nee, hoe om regtig wil ken, ons sal hom nie heeltemal kan verklaar die kant van die graf nie. God is bietjie groter as ons menslike verstande. Nee. Selfs Paulus sê in 1 Korintiërs 13, ons kyk nog in 'n spieël en 'n raaisel, eendag sal ons direk weet. Ons ken maar net gedeeltelik. En as jy dink jy het God uitgesorteer en klaar verklaar, dan bid jy hom nie meer nie, want hy's groter as wat ons met ons sondige menslike verstande kan dink die kant van die graf. Paar plekke waar dit staan, nee, met die inwyding van die tempel, toe Salomo die eerste tempel gebou het, nee, met die inwyding, dan bid Salomo en hy sê, die hemel, selfs die hoogste hemel kan u nie bevat nie. En ook die profeet Jesaja, God sê deur die profeet Jesaja 55 vers 9, sê hy, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. God is bietjie groter. Ons kan nie alles verstaan nie. Daarom bely ons ook, die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, bely ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem, hy's ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dis 'n klomp terme, nee, dit is net te veel vir ons verstand. En partykeer voel ons van die goed bots. Nee, byvoorbeeld 'n God wat onveranderlik is, maar hy kry ook berou. En ons sukkel daarmee. Hoe kan 'n onveranderlike God berou hê? En verander, sy plan verander. Maar hy is onveranderlik. Verstaan, God is groter. Ons moet pas op, dat ons nie net een kenmerk vat en sê, dis hoe God is nie.
Dis soos 'n ou wat aan die voet van die Drakensberge staan, hè? Nou daar by Mahai. Jy kyk in die amfitheater en jy sê, dis die Drakensberge, dis alleen is die Drakensberge. Nee, jy kan nie die Drakensberge in sy totaliteit sien nie. Hy's groter as net die amfitheater. Drakensberg is groot. Nou as die Drakensberge nie eers nie in totaliteit nie, God is nog groter. Jy kan nie God in sy totaliteit sien en verstaan en verklaar nie. Jy kan net sê net God is net onveranderlik nie. Hy's meer. Daarom moet ons ook sy name ken, die betekenis van sy name, want dit beskryf verskillende kenmerke van die God wat ons aanbid. Hy's groter. God is nie net onveranderlik nie, hy kan ook genadige berou hê. En vir ons mense kan ons dit nie by mekaar sit nie, maar vir God is alles moontlik. Hy's onveranderlik, maar hy kan ook genadige berou hê. By hom is alles moontlik. Hy's groter. Moenie net een kenmerk vat en sê dis hoe God is nie. God is 'n God wat oordeel. Nee, en dan lê klem op al die verse in die Bybel wat praat van hoe God oordeel vir ons sy wet en dit gaan net oor sy opdragte en goed. Dis op tyd predikers maak. Ander lê weer net kenmerk op God is 'n God van liefde. Ag, jy kan enigiets doen, alles is alright. En ons aanvaar almal, nee, want hy's 'n God van liefde. Dan word jy weer 'n skeef getrek, jy maak 'n goue beeld. 'n Afgod, wie God nie is nie. Hy's meer. Pas op om 'n afgod van God te maak. Hoe God se onveranderlike en genadige berou by mekaar uitkom, ons kan dit nie mooi verstaan nie, maar dis hoe God is. Ons lees in Jesaja 38 vers 1 tot 8, lees ons van die profeet Jesaja kom na koning Hizkia toe en sê, maak reg, groet jou al jou geliefdes, jy gaan sterf. En toe koning Hizkia nie gesê, my streepie is getrek nie, of wat moet gebeur nie, ek moet maar net berus nie, nee, wat het koning Hizkia gedoen? Hy het sy gesig na die muur gedraai, nee, en hy het gehuil by die Here, en hy het gebid, en gevra, en dan staan daar, in Jesaja 38 vers 5, kom die profeet Jesaja weer, na Hizkia toe sê, die Here het gesê, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek sal jou lewe met 15 jaar verleng. Verstaan jy, hoe kan die Here nooi ons uit, ons kan deel van sy raadsplan, ons raak deel daarvan. Dis wat so 'n wonderlike voorreg wat ons het met intersessie, voorbidding. Maar nou kan mense sê, ag, maar God het vooraf geweet, Hizkia gaan hom bekeer, nee. Hizkia gaan hom bekeer en dan gaan God hom nie vernietig nie, hom doodmaak nie, nee. As dit jou redenasie is, dan maak jy van God se woorde eintlik maar net leedreigemente. Jy dink maar God het mos nou vooraf het geweet en gaan mee, maar dan God se woorde sê dan eintlik vir jou niks wat hy sê nie. Hy wil ons maar net skrik maak met alles wat in die Bybel staan. Jy moet jou bekeer. Nee, as jy dink ja, maar God het vooraf geweet en daarom het hy Hizkia nie vernietig nie, want hy het geweet het. Nee, God se woorde is nie leer skrikmaakwoorde nie. Hy bedoel wat hy sê hier in die Bybel. As God in die Bybel sê, bekeer jou van jou sondes, dan bedoel hy dit. As hy sê, dit gaan gestraf word, dan bedoel hy dit. Moenie God se woorde dreigemente maak nie. Wat aan sy woord staan is die waarheid. Dit is kragtig. Hy bedoel dit. En dan sien ons dat in ons fokusgedeelte en fokusvers, toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen. Die wonderlike hier is, God het berou nie op grond van Israel wat hulle bekeer het en dadelik daai beeld gaan stik en kap het en vernietig het en gaan strooi het in woestyn nie. Nee, daar staan niks dat die volk hulle bekeer het nie. Hoekom kry die Here berou? Omdat Moses vir hulle intree. Daar was nie iets goed wat die volk eers gedoen het nie. Hulle het nog lekker daar geparty, nee, daar om my beeld en vleis gebrand en vleis gebraai en sulke goeders. Nee, maar Moses op grond van sy voorbidding kom die Here en hy sê ek het berou en ek gaan dit nie doen nie. Verstaan jy die krag van voorbidding, intree?
Moses tree vir die volk in op grond van God se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob. Nee, en dan sê die Here, ek het berou. Hy verander sy plan as gevolg van intersessie. So God luister na ons gebede. Ons moet nie maar net bid om te dink dit is wat 'n Christen nou maar doen nie. God luister, hy soek intieme persoonlike omgang met jou. 'n Verhouding met jou. Ja, en dan as Moses se intersessie soveel krag gehad het, dink maar net, hoeveel krag het ons intersessie? Want ons bid nie alleen nie. Ons bid in die naam van Jesus. Jesus, waar God die Vader sy plan nie verander het nie. Nee, waar hy geen genadige berou bewys het aan sy seun daar aan die kruis nie, maar al die oordeel en straf op sy seun laat neerkom het. Tot Jesus betaal het vir ons sondes en opgevaar het in die hemel en in God se regterhand sit en daar vir ons intree. So ons gebede, die wat by hemelvaartdiens was nie, ons gebede meng met Jesus se voorbidding. Dit word gereinig, en is 'n lieflike geur voor God die Vader se troon. Dink jy hoeveel krag het ons voorbidding? Dit wat ons bid, en wat ons nou sien, dinge wat uitkom, slegte goed wat uitkom, dan wil ons half geskok wees daaroor, maar ons het daarvoor gebid. Nee, God het geen genadig berou gehad oor sy seun nie, maar net gestraf, die wêreld se sondes op hom neergebring. Hoe kan ons nie 'n dag ingaan om nie te bid nie? Hoe kan jy nie bid nie? Dit is so nodig. Hoe kan jy sê jy is te besig? Ek het net nie tyd nie, ek hardloop. Ek het 'n ander boek gelees van Bill Hybels en ek het al 'n paar keer seker genoem, nee, net te besig om nie te bid nie. Hoe besiger jy raak, hoe meer moet jy bid. Jy is dalk besig met verkeerde dinge, die Here jou kan help. Dat jy nie so besig is nie. Mense dink dis 'n virtue, nee, dis 'n goeie eienskap om so besig te wees. Jy is dalk besig met dinge wat jy nie moet besig wees nie. Vra God se leiding. God se beeld van homself, sy seun Jesus Christus. Dis die ware beeld. Hy het gekom om die Vader aan ons te openbaar. Dis God se beeld. 'n God wat mens word, wat nie gekom het om te dien nie, om gedien te word, maar om te dien. Nee, dit is God. Wie wat sy genade beleef ons tot die oordeelsdag, tot jy jou laaste asem uitblaas. Wat sy genade tyd jy nou het. Ek hoop nie jy gaan eendag op jou sterfbed kom en sê, ek moes meer vir die Here gedoen het nie. Vandag is die dag om saam met die Here te wandel. Soos God met Israel, nee, saam met hulle wou bestuur het, nee, deur die dag was mos 'n wolkkolom, nee, wat vir hulle skaduwee gebied en vir hulle gewys het waartoe hulle gaan. In die nag, in die woestyn waar dit koud word, nee, was dit 'n vuurkolom en die Here gee vir sy beskerming, sy hitte oor hulle en wys vir hulle die pad aan. So wil God ook vandag jou deur sy gees en sy woord lei, soos 'n wolkkolom, 'n vuurkolom wat jy nodig het in die nag en wat jy nodig het in die dag. Dis die God wat ons aanbid. Wat 'n liefdevolle Vader het. Wat onveranderlik is, maar ook genadige berou kan hê. Nee, ek's te besig. Hoe kan jy te besig wees? Vir ons God. Ek kan te besig wees nie. God het 'n heelal om te regeer. Hy's te besig vir jou nie. As jy Psalm 139 lees, dan sê hy, Dawid, nog voordat ek opstaan en voor die gedagte in my kop opkom, weet jy al wat dit gaan wees. Nee, ek's te besig. Ons gebede is kragtig. Jakobus, nou verstaan ons ook meer sy woorde. Bely julle sondes, Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En daar's baie van ons wat hier kan getuig van gebede wat verhoor is, wat situasies verander het, wat daar ingetree is. En veral vir ons kinders, ons moet vir ons kinders bid. Ons kinders, dit voel of daar die aflosstokkie laat val, nee, in die kerk. Bid vir daai kinders, en daar is daai konferensie wat die vroue aksie ook beplan, nee. Hoe vir jou volwasse kinders te bid wat lyk of hulle verlore is. Bly bid, moenie ophou nie.
Augustinus, groot kerkvader, hy was heeltemal verlore, hy het 'n sedelose lewe gelei nie. Sy ma het vir hom gebid. En hy het die Here kragtig gebruik in die kerkgeskiedenis. Ek kan 'n klomp ander voorbeelde, kan jy uit jou eie lewe kan jy daarvan ook getuig. Dit is belangrik om te bly bid, in te tree, voorbidding te doen. Nou kan jy sê, okay, dit klink nou lekker. So as ek 'n probleem het, ek is siek, dan moet ek die genodigde gebede en dan word ek dadelik gesond. Of ek soek hy huis, of hy werk, ek bid net, dan kry ek dit. Nee, ons weet dit werk nie, so moenie weer 'n afgod van God maak nie, 'n verkeerde beeld nie, moenie van God 'n koeldrank vending masjien, jy weet daai geldmuntstuk masjiene maak, jy sit die nodige geld in, dan kry jy jou Coke of jou Fanta wat jy die knoppie gedruk. Dis nie hoe God werk nie. Hy's 'n Vader, hy's 'n persoonlike God. Wat soek hy? Wat is vir hom belangrik? Sy eer, jou verlossing en dat sy koninkryk sal kom. So op die einde, Here, U weet die beste. Dat U wil geskied, dat U geëer word en dat dit lei tot verlossing van mense, dat U koninkryk sal kom hier op aarde. Dis waaroor dit gaan. So as jy in 'n moeilike situasie is, dan bid jy met vertroue. Dit maak 'n verskil, bring 'n verandering, maar op die einde, God gaan besluit. En as hy besluit hy nie as 'n koue, harde God wat klaar bepaal het jou streepies staan. Nee, hy besluit as 'n Vader wat vir jou lief is, wat goed wil doen aan jou en aan mense om jou, en wat sy koninkryk wil laat kom. Hierdie jou 70, 80 jaar hier op aarde is niks, in vergelyking met 'n ewigheid wat wag. So op die einde dan sê ek, Here, ek kry swaar, U weet dit. Dis moeilik, hierdie siekte maak my klaar. Of as ek werk verloor het, Here, ek sien nie hoop nie. Maar ek vertrou U, dat U sê, U is 'n God van voorsiening. En ek weet ook, U gaan besluit, wat is goed vir my, want U laat alles ten goeie meewerk, en wat is tot eer van U naam, en dat ander mense ook kan kom tot geloof. Daarin kan ek berus, en bid ek sal. Neem my vertroue net in U. My lewe is in U hande. Dis waarvoor ek hier op aarde is. Vir 'n lewende verhouding met ons hemelse Vader. En ek wil nou afsluit met 'n getuienis, 'n kort video klip wat ek gaan speel van geopende deure. Ek het dit al gewys hier, jare, hele ruk terug, maar dalk het jy dit nog nie gesien nie, maar dis elke keer vir my so goed om dit te sien. Dit gaan geopende deure oor dis nie ou Sowjet-Unie, met 'n persoon wat gevange geneem is in Siberië, omdat hy Jesus volg. Alexander. Not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me.
Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Dankie Vader, dat ons na U toe kan kom
as ons Hemelse Vader, Abba, Papa, wat vir ons lief is. En wat die beste soek ook vir die kinders. Dankie dat ons lewens in U hande kan plaas. Ek vra ook Here dat U ook elkeen van ons wat hier is vanoggend sal ontmoet op die plek waar hy of sy is. En ek vra vir U liefde oor ons, dat ons ook net daai warme Vader, selfs moederlike liefde sal ervaar, wat van U afkom. Dankie Here. Amen. Amen. En die Here wil jou wegstuur met sy seën. Hy gaan saam met jou natuurlik. God bly nie hier agter nie. Ons liggaam is 'n tempel van die Gees, maar die Here wil met sy seëning die wêreld instuur. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.